Goeiedag graad 12, kom ons kyk vandag so 'n bietjie na meiose hersieningsvragies. Eerste een Karabo 1.1.1, 'n sel met 14 kromosome ondergaan meiose. Wat is die getal kromatiede in hierdie sel aan die begin van meiose? Wel in die begin van meiose het DNA-replisering reeds plaasgevind en dit wil sê ons kromosoomgetalle moet verdubbel het, so dit gaan 28 wees. Die volgende stellings verwys na seldeling. Oorkruising vind plaas, dra tot by genetiese variasie, daarby produseer selle met 'n diploïde getal kromosome, produseer slegs somatiese selle. Maar nou moet julle mooi lees, want daar staan watter een van die volgende kombinasies van stellings verwys na meiose. Nou ons weet tydens meiose vind oorkruising plaas, ons weet dit dra by tot genetiese variasie, produseer selle met 'n diploïde getal wat nie waar is nie, produseer slegs somaat wat is waar is, soos net 1 en 2. Die fase in meiose waar kromatiede na die pole toe getrek word. Nou onthou asseblief tydens metafase 1 rangskik homoloog kromosoompare op die ewenaar. So tydens anafase 1 gaan kromosome wegtrek. So met ander woorde meiose 2 gaan kromosome rangskik op die ewenaar tydens metafase 2, maar tydens anafase 2 gaan kromatides wegtrek. So dis definitief anafase 2. Die diagram hieronder toon 'n fase in seldeling. Wel, jy kan reeds sien daar's 4 dogterselletjies, omdat die produk van meiose 1 is 2 haploïde dogterselle, terwyl die produk van meiose 2 4 haploïde dogterselletjies wees. So dit sal definitief telofase 2 wees. 1.1.5 die diploïde kromosoom samestelling in normale menslike mans is, nou onthou is dit 1 tot 22 pare autosome, dit wil sê is 44 van hulle, en dan het ons 1 chromosoom, dit wil sê 2 van hulle, maar mans se chromosoom is XY, so dit moet D wees. 'n Mutasie kan die volgende uitwerkings of effekte hê. Kodeer vir dieselfde aminosuur, verander die proteïen wat gevorm word, veroorsaak siektes in 'n organisme, nie uitgedruk word in die organisme se fenotipe nie en verhoog kanse op oorlewing. Watter een van die bogenoemde kombinasies is slegs as gevolg van 'n skadelike mutasie? Nou kodeer vir dieselfde aminosuur definitief nie, want die proteïen gaan onaangeraak wees, verander die proteïen wat gevorm word. Dis heel moontlik natuurlik, maar dit beteken nie dit gaan 'n skadelike mutasie wees nie. Dit kan neutraal of voordelig wees. Veroorsaak siektes, dis definitief iets wat negatief is. Nie uitgedruk word in die organisme se fenotipe nie. Dit sal definitief uitgedruk word in die fenotipe as dit skadelik of voordelig is beslis. Verhoog kans op oorlewing, nee, dit is 'n positief daai. So dit sal definitief net 3 wees, slegs 3. Daar is hy. Dan die diagram hieronder verteenwoordig die strukture van kromosome by verskillende fases van meiotiese seldeling. Watter een van die volgende kromosome sal tydens laat anafase 2 in 'n sel aangetref word? Nou onthou, tydens meiose 2 rangskik kromosome op die ewenaar. So tydens anafase 2 gaan die sentromere breek en die kromatides gaan beweeg na die teenoorgestelde pole toe. So jy gaan definitief kromatides hê tydens laat anafase, so dit kan net S wees. Dan tydens anafase 2 van meiose word 2 kromatides van 'n kromosoom weg van mekaar getrek en elkeen beweeg na teenoorgestelde pole toe teen 'n tempo van 1 mikrometer per sekonde. Die afstand in mikrometer na 20 sekondes tussen die kromatiede is, nou jy moet verstaan, as hulle op die ewenaar was en kromosome gaan skei, dan gaan daar 'n kromatied 20 mikrometer boontoe beweeg, terwyl sy maatjie 20 mikrometer ondertoe gaan beweeg, en dit gaan 'n verskil wees van 40 tussen daai twee. 1.9 die volgende tabel toon die gebeure van mitose en meiose 1. Die aantal kromosome bly dieselfde, dogterselle wat gevorm word verskil geneties, enkele kromosome tydens metafase by die ewenaar. Nou vra hulle watter een van die volgende is die korrekte verskil tussen mitose en meiose 1. So dan moet jy mooi lees, hoor, hulle praat nie van meiose 2 nie, hulle praat nie van meiose nie, hulle verwys spesifiek net na meiose 1. Die aantal kromosome bly dieselfde, dis 100% so, die aantal kromosome word gehalveer, dit gebeur absoluut tydens meiose 1. Dogterselle wat gevorm word verskil geneties, dis onwaar in elk geval, so jy kan maar net verder lees. Enkele kromosome word tydens metafase by die ewenaar gerangskik, en dan homoloog kromosoompare word tydens metafase by die ewenaar gerangskik.
Dis definitief obviously ook waar. En dan 2 dogterselle word gevorm en 4 dogterselle word gevorm, wat onwaar is by meiose 1. Meiose 1 produseer net 2 dogterselle, wat dan elkeen is skei tydens meiose 2 om vir jou 4 te gee. Maar die produk van meiose 1 moet net 2 wees. So ek sou sê 1 en 3. Daar is hy, 100%. Dan vraag 1.1.10 en 1.1.11 verwys na die diagramme wat enkele fases van meiose toon. Watter een van die volgende is korrek met betrekking tot byskrifte? Wel, as jy kyk na A, byskrif A is definitief 'n sentromeer. So dit sal tussen B en C wees. Byskrif B is 'n selmembraan, so 100% altyd dui dit aan. En dan byskrif C is 'n kromatied. Onthou, hulle sal 'n krulhakie om beide hierdie gesit het as hulle kromosoom wou gehad het. Maar omdat hy pyl op iets spesifieks wys, wat 'n kromatied in hierdie geval is dit C. Daar is hy. Watter een van die volgende toon die korrekte volgorde van die fases in meiose? Nou ja, as ons nou net gou terug gaan soontoe, dan kan jy sien daarso, jy kan sommer sien, hierdie eerste enetjie wat jy daar het is profase 1, daai sal wees anafase 1, daai sal wees metafase 1, en hierdie ouetjie sit met metafase 2. So nou krangskekeer, dit sal 1, 3, 2 en 4 wees. Nou kyk ons gaan daar so 1, 3, 2 en 4, dit sal C wees. Absoluut. Tydens watter fase van meiose verdwyn die kernmembraan? Wel, dis een van die dinge wat gebeur tydens profase, hoor. Hieronder is 'n lys van gebeure wat tydens seldeling plaasvind. Homologe kromosome rangskik op die ewenaar van die sel. Kromatides word na teenoorgestelde pole van die sel getrek. Kromosoompare rangskik alself ewekansig op die ewenaar. En dan individuele kromosome rangskik op die ewenaar. Nou vra hulle, watter een van die volgende kombinasies vind in beide meiose en mitose plaas? Nou mitose het mos nou nie homologe kromosome nie, en mitose het ook nie kromosoompare nie. Maar wat definitief gebeur is, kromatiede word na teenoorgestelde pole toe getrek, want dit gebeur tydens anafase en dit gebeur tydens anafase 1 ook. En dan individuele krome rangskik op die ewenaar 100%, dit gebeur tydens metafase en dit gebeur tydens metafase 2. So ek sal reken, dis net 2 en 4. Nou sê, watter een van die volgende is 'n produk van meiose? Spiersel, beslis nie, dis 'n liggaamsel. Ovarium, nee, dis 'n hele orgaan. Gonade, senuweesel, nee, dis 'n somatiese sel. Ovum, daar sy, dit is 'n vroulike eierselletjie. Dis 100%. Dan die diagramme, hier onderstel verskillende fases van meiose voor, rangskik in die korrekte volgorde. Dis 'n ou lekker maklike enetjie. Jy kan duidelik sien hierdie is anafase 1, daai kan jy sien is metafase 1 en jy sien is anafase 2. So dit sal 2, 1 en 3 wees. D. Sit. Okay, dan 1.1.16, die diagram hieronder verteenwoordig 2 fases van meiose. Watter een van die volgende verteenwoordig die korrekte volgorde van fases tussen fase A en fase B? Nou vat sommer jou potlood man, en skryf hier so bo en jy kan duidelik sien hierdie is metafase 1 en jy kan duidelik sien hierdie is telofase 2. Alright. So met ander woorde, net na metafase 1 moet anafase 1 kom en nou soek ons daar. Nou as jy sien, dit sal of A of C wees. Maar ons weet na anafase is telofase 1, nie metafase 1 nie. Metafase 1 gaan anafase 1 vooraf. So dis definitief C. Watter een van die volgende vind tydens meiose 1 plaas? Kromatiede skei na teenoorgestelde pole toe, wat onwaar is, dis meiose 2. Identiese haploïde selle vorm, dis onwaar, want hulle verskil geneties as gevolg van genetiese uitreiling wat plaasgevind het tydens profase 1. Nie disjunksie, dis 'n moontlikheid wat kan plaasvind, want ons weet, jy kry toestand bekend as trisomie 21 Down syndroom, wat in julle syllabus is, en dan allele van 'n geen smelt saam. Nee, daai is nie waar nie. Hulle skei juis, dis die hele wet van segregasie, in elk geval wat julle leer tydens die genetika les. So ek sal sê C, as ek een moet kies. Meiose word die beste verduidelik as 'n proses wat se dogterselle produseer. Nou ja, die hele idee van meiose is dat dit nommer 1 jou kromosoomgetal halveer, en omdat dit 'n dubbeldeling is, gaan jy sit met 4 geslagselletjies, so dit sal beslis 4 haploïde selle wees. Daar is hy. Dan die struktuur wat 2 kromatides verbind, dis is sentromeer, 'n kontakpunt as nie susterkromatides mekaar tydens oorkruising oorvleuel. Dis 'n chiasmate of 'n chiasma.
toestand wat deur ekstra kromosoom by posisie 21 gekenmerk word. Daar kan jy sê Down-sindroom of trisomie 21, 'n toestand van die sel waar daar slegs een stel kromosome is, dis haploïd, hoor. As dit sê 2 stelle of 'n dubbele stel, dan is dit diploïd, maar enkel stel is haploïd. Die verdeling van die sitoplasma na 'n kerndeling, dis sitokinese. Die naam vir die X en die Y geslagskromosome by mense, dis gonosome. Hulle vra dit ook redelik gereeld. Die punt waarna as liggende kromatides tydens oorkruising of vleuel, ons het dit as 'n chiasma of 'n chiasmata. Ag, te vinnig gegaan gou daarso. Gaan maar gou terug. Die voorstelling, nou dit het ons sommer in die meiose lesse ook teëgekom, so dis karyotipe. Die naam van die proses wanneer homoloë kromosoompare nie tydens meiose skei nie, dis nie disjunksie. Die aantal, vorm en rangskikking van al die kromosome in die kern van 'n somatiese sel, karyotipe, net 'n ander manier om dit te stel. 'n genetiese afwyking wat deur die afwesigheid van 'n bloedstollingsmiddel veroorsaak word, dis hemofilie. Die netwerk genetiese materiaal wat tydens interfase in die kern aangetref word, dis kromatien, maar jy het gesien dat dit ook kromosome voorheen reg gevat, maar ek sal hou by kromatien. Dit is actually 'n hele netwerk. 'n struktuur wat 2 kromatides van 'n kromosoom verbind, daar is ons weer met 'n sentromeer. Die verdeling van die sitoplasma, weer eens sitokinese. Die proses tydens meiose, waar daar 'n uitreiling van genetiese materiaal tussen kromatides, oorkruising. En dan die strukture in dierselle, wat tydens seldeling aan spoelvesels oorsprong, dit is sentriole, né? Dis sentriole, daar is hy. Right, dan die fase in die selsiklus waar tydens DNS-DNA replisering plaasvind, dis interfase. Die nie geslagskromosome, dit is jou autosome. Die punt waar kromatides tydens oorkruising oorvleuel, weer eens chiasma of chiasmata. Die struktuur in die sel waar die spoel, weer eens sentriole. En dan die fase van meiose waar kromosome op die ewenaar van 'n sel in 'n lyn gerangskik word. Dis metafase 2. Dui aan of elk van die volgstellings in kolom 1 van toepassings op slegs A, slegs B, beide, geen een ensovoorts. Die punt waar 2 kromatides tydens oorkruising oorvleuel, ons weet is nou al 'n chiasma of 'n chiasmata. Sitokinese kom 2 keer voor. Dit sal wees by meiose, want dit is 'n dubbeldeling. Die belangrikheid van meiose, vorming van gamete, verseker, en die halvering is beide van hulle, hoor. Fase waar tydens sitokinese plaasvind, weer eens beide van hulle. Plek waar meiose by die mens plaasvind, testis, somatiese selle, dit sal die testis wees. Dan 'n diagram, okay, ons sal volgende lesie, deel 2, sal ons aangaan met die langer tipe vrae.